arm boere wat lafaarde was, wat nooit sou beklei nie. Die Engelse nou, die anneksasie nou omvergooi, en hulle het besluit, hulle gaan in militêr optree. Daar was toe net, ek dink, 4 veldslae. Dit was nou na jare se pogings om dit diplomaties opgelos te kry. Die anneksasie was 4 jaar aan die gang. Die Britse militêre mense het die boere heeltemal onderskat. Hulle het gedink, is 'n klomp agterlike arm boere wat lafaarde was, wat nooit sou beklei nie. So die eerste veldslag het gebeur op Bronkhorstspruit in Desember 1880. Het 'n groep Britse troepe het opgetrek van Natal af, Pretoria toe, onder generaal Frans Joubert. Hy het 'n kommando gelei uit Heidelberg uit. En hulle het die Britse regiment gaan stop. Toe daar 'n boer met die naam Paul de Beer het na die kolonel van die Engelse toe gegaan, Hans Truther, die man se naam. En hy het hom 'n brief oorhandig waar die boere vir hom sê dat die land is nou weer boerland en die Engelse moet maar omdraai, hulle nou nie verder kom nie. En as hulle gaan voortgaan om Pretoria te gaan, dan sal hulle nou sien as 'n oorlogverklaring. Maar die kolonel het sy troepe ontplooi om nou in 'n gevechtsformasie. Maar wat hulle nie geweet het nie, was dat elke boer 'n skerpskutter was. En hulle is toe, en ek dink in 10 minute, is die veldslag verby. En daar was skade gedoen aan die Britte. En die kolonel self was ernstig gewond en hulle het oorgegee. Dit was die eerste slag. Die tweede slag het gebeur in Januarie 1881. Toe het generaal Piet Joubert het 'n kommando gestuur na Natal toe om die Britte daar al te gaan voorkeer, en die Britte het onder generaal Colley, George Colley, het hulle opgetrek uit Natal uit. Maar by Lynsneck in die Drakensberge was die tweede slag. Maar weer eens het die Engelse die boere onderskat en hulle weer pak gekry daar. Dieselfde met die volgende slag was op Skynshoogte, ook in Natal. Die geveg het 'n bietjie aangehou. Daar was 'n oor en deur bekleiering, maar uiteindelik toe moes die Britte weer terugtrek met 100 ongevalle, waarvan 4 van hulle offisiere was. So toe die groot slag gekom op Majuba Koppie, dit was die finale slag. Wat daar gebeur het was, generaal Colley van die Britte het gedink, as hy die Koppie beset, Majuba beset, gaan die boere wat moet onttrek uit die gebied uit, want hulle gaan te veel blootgestel wees aan die Britte se kanonne en so. Maar in steede van om te onttrek, het die boere die Koppie aangeval. So hulle het 'n klomp jong manne opgestuur, onder kommandant Roos en kommandant Ferreira. En die jong manne, terwyl die jong manne die Koppie opgaan, het die paas en die ooms die onder, het hulle met skerpskut vuur die Britte bo in toom gehou, sodat hulle nie die manne wat die Koppie opklim kon aanval nie. En die manne wat opgegaan het die Britte heeltemal oorweldig, en hulle het groot skade gemaak en hulle het vir Colley ook doodgeskiet daar. Paul Creer was toe deel van een van die manne wat nou met die Britte moet onderhandel oor die anneksasie, en die Britte het toe besluit hulle gaan nou vir Transvaal maar teruggee. Majuba Hill was die grootste, op daai stadium een van die grootste nederlae wat die Britse weermag gelei het. Dit was 'n baie groot vernedering, en hulle kon nie voortgaan met hulle hele oorlog nie. In die Britse militêre kringe was hulle baie teleurgesteld dat die Britse regering en die Britse politici die anneksasie prys gegee het.
Hulle wou die oorlog eerder op 'n wen eindig en nie op so groot terugslag nie. En dit het in die Britse militêre kringe en dit 'n groot bedryf afgegee. En nie net in die militêre kringe nie, ek dink selfs koningin Elisabeth, koningin Victoria, het in 'n dagboek geskryf dat daai slag sal nie vergeet kan word voordat daar nie dit nie gebreek is nie. Tot sy het dit nie gou vergeet nie. So dit was een van die groot redes ook vir die Tweede Boereoorlog. Want in militêre kringe wou die Engelse Majuba breek. So daar was 'n saad geplant, al klaar, vir die Tweede Boereoorlog. Maar dit was nie die rede nie, dit was die Tweede Boereoorlog met ander redes begin, maar dit het 'n bydrae gelewer tot die Tweede Boereoorlog. So dit was een van die gevolge, alhoewel dit 'n baie groot oorwinning vir die boere was dit ook 'n groot bedreiging, want dit het die Engelse oortuig om dit te breek, een of ander tyd. So dit was 'n groot wen, maar dit was ook dit het 'n groot probleem veroorsaak. Die ander groot probleem wat Majuba veroorsaak het, was dit, in die Kaap kolonie, die mense in die Kaap, die Kaapse Afrikaners, daar was twee groepe, twee denkwyses. Die een was die Afrikaner Bond onder Hofmeyer. Die Afrikaner Bond het Engelse beheer voorgestaan. Daar was groot ekonomiese voordele om deel van die kolonie van die Britse ryk te wees. Hulle kom die hele Britse ryk handel dryf. Dit is 'n pragmatiese, positiewe verhouding wat hulle gehad het met Brittanje. So die ondersteuning wat die Afrikaner Bond van daai tyd onder Hofmeyer aan Brittanje gegee het, was nie in die belang van die boere nie. Hulle het byvoorbeeld vir Rhodes gehelp om Bechuanaland te annexeer, wat ook teen die boere gerig was, want die boere het daai tyd die Stellenland Republiek gehad en Goosen wat deur die Brittanje geannexeer was ook in daai tyd. En dit was gedoen met die hulp van die Kaapse mense van die Afrikaner Bond. En dan ook om Rhodesia oor te neem, was ook gedoen met die ondersteuning van die Afrikaner Bond. So daar was baie aksies geneem teen die boere. Hulle wou ook die Engelse ondersteun om 'n eenheid Suid-Afrika te hê. Om 'n verenigde Suid-Afrika onder Britse beheer te hê, onder die Britse vlag. Dit is wat die Afrikaner Bond wou gehad het. En hulle was die groot verteenwoordiger van die Kaapse Afrikaners. Dan was daar die ander groep. Die ander groep was die Genootskap van Regte Afrikaners van S.B. de Tooy. Hulle het ontstaan omdat hulle gekant was teen die verengelsing van die mense in die Kaap. En hulle wou dit stop. Maar dit was die oorsprong van Afrikaner nasionalisme. Die groep mense wou al die Afrikaans sprekende mense, die Hollands-Afrikaanse mense van daai tyd, van reg oor Suider-Afrika wou hulle verenig as een Afrikaanse groep, een Afrikaanse volk. So hulle wou 'n verenigde Suid-Afrika gehad het onder 'n Afrikaanse vlag. Nou dit was nie in die boere se belang nie. Die boere wat in hulle belang was en al wat hulle in belang gestel het, was die onafhanklikheid van hulle republieke. Dit was vir hulle soos 'n geskenk van God af, hulle onafhanklikheid. En hulle sou vir dit veg wat hulle gedoen het. En ek meen hulle het 30,000 vrouens en kinders verloor in konsentrasiekampe om hulle boerrepubliek te behou, om hulle onafhanklikheid te behou, om hulle vryheid te kan behou. So wat toe ontwikkel het in die Kaap, die Afrikaner nasionalisme, die eenwording as 'n groep mense en die eenwording onder een verenigde Suid-Afrika, was in kontras met wat die boere wou gehad het. So dit was ook 'n bedreiging vir die boere. So Majuba
het toe hierdie die Afrikaner nasionalisme baie groot opstoot gegee. En ouens soos SB de Tooy het die oorwinning van die boere daar gebruik om 'n pro-Afrikaanse sentimente te skep orals, en veral in die Kaap. En ja, dit het op die einde het dit toe gebeur. Die boerepublieke is vernietig en daar was 'n Verenigde Suid-Afrika geskep, en dit was toe deur die Afrikaanse mense bestuur. Maar die boerepublieke het ons tot vandag toe nie. So, alhoewel die eerste boereoorlog 'n baie groot oorwinning vir die boere was, het dit die saad geplant vir hulle vernietiging en die vernietiging van hulle soewereiniteit ook. En dit, is 'n persepsie wat nie regtig in die geskiedenis weergegee is nie. Maar ja, dit was 'n groot oorwinning, maar dit was ook 'n groot gevaar wat ons geskep het daarmee. Wiets, hoe help die geskiedenis ons om die huidige situasie te help beredder? Kyk, ons kan nie voortgaan soos dit nou is nie. Ons kan nie. Ons kan nie voortgaan in 'n land waar daar teen ons gediskrimineer word met wetgewing nie. En ons kan nie in 'n land voortgaan met die hoë misdaad wat ons vryheid wegneem nie. Ons kan nie so leef nie. Ons kan nie so voortgaan nie. En die ANC regering gaan aandag moet gee daaraan. Kyk, die feit van die saak is die boermense wat as ek identifiseer as 'n boer. Ek noem myself niks anders as 'n boer nie. Die boere is baie gesteld om hulle self te beheer, om hulle self te regeer. Maar hulle is nie regtig nasionaliste nie. As 'n mens kyk na die groot trek, die omstandighede voor die groot trek, die boere was bereid om onder die Engelse te bly. Maar hulle belange moes gedien gewees het in daai regering. Die Britse regering het nie die boere se belange erken nie. Hulle het die boere nie in staat gestel om homself te verdedig nie. En die lewensomstandighede in die Kaapkolonie het onmoontlik geraak. Dis eers toe dat die groot trek begin het. Dit was na 20 jaar onder Britse regering. Dieselfde toe Natal geannexeer het. Die boere het nie onmiddellik besluit met die annexasie van Natal dat hulle nie meer daar wil bly nie. Ouens soos Andries Potgieter het probeer om mense, Andries Pretorius het probeer om die mense in Natal te hou. Maar die Britse regering het dit weer vir die boere onmoontlik gemaak om te bly. Die veiligheid van die boere het agteruit gegaan. Daar was massa-immigrasie in Natalia in, en die misdaad het toegeneem en die Britte het niks aan gedoen nie, behalwe om die boere se mag om hulself te verdedig weer te verhinder. Die ANC is nou dieselfde punt waar die Britte was. Ek voel ons kan onder die ANC regering bly, nie die ANC regering per se nie, maar ons kan in 'n Verenigde Suid-Afrika bly. Ek is nie in gunste daarvan dat Suid-Afrika moet opgebreek word nie. Maar as dit 'n laaste uitweg is, en ons kan nie anders nie, dan is dit in gunste daarvan, en ek dink nie ons is daar nie. Ek dink die ANC moet gaan begin dink en met ons praat. Ons vryhede, ons veiligheid, ons mense is nie veilig nie. Ons moet ons leef soos in tronke. Die misdaad is onaanvaarbaar, onnodig. Dit kan gekeer word, dit kan gestop word, maar die regering wil nie, hulle het ander voordele daaruit. Die ANC regering moet besef, en enige swart regering na die ANC regering moet besef, hulle gaan, as hulle ons mense wil hou in 'n Verenigde Suid-Afrika, gaan hulle ons moet akkommodeer, hulle gaan ons vryhede moet gee, hulle gaan ons regte moet gee om onsself te kan reël, ons eie onderwys, daai tipe van dinge wat vir ons belangrik is, moet hulle ons die mag oorgee. Dan kan ons deel wees van 'n Verenigde Suid-Afrika. Maar as ons nie eens meer veilig is nie, en ons het nie beheer oor ons veiligheid nie, dan is ons presies waar ons was voor die groot trek, en die tyd toe ons Natalia verlaat het.
So ek dink daar moet ernstig gepraat word hieroor. My probleem met mense ek het 'n baie groot probleem met mense wat wil afskei. Want jy kry die mense wat die Kaap wil afskei. Ek is heeltemal gekant daarteen, want op grond van wat wil jy dit afskei? As jy wil afskei op grond van 'n kulturele identiteit, is dit een ding. Maar as jy net wil afskei op grond van wat, omdat dit op 'n ander plek geleë is, daar's geen sin vir my om die Kaap te wil afskei, terwyl die Kaap dieselfde demografie omtrent het as die res van Suid-Afrika nie. Die mense het al begin trek van die Oos-Kaap na die Wes-Kaap toe. Vir wie wil jy die Kaap onafhanklik maak? Dit maak nie vir my sin nie. Maar as jy vir my sê, jy wil vir die boere hulle eie land gee, dan kan ek dit ondersteun, maar ek gaan dit nie ondersteun as dit ten koste van burgeroorlog wees en daai tipe van dinge nie. Die mense van Suid-Afrika het al klaar te veel trauma ervaar. Ek dink nie ons moet so iets dryf voor ons nie al die oplossings, al die moontlikhede om 'n positiewe oplossing te kry. Moet ons nie eens aan so iets dink nie. Maar so die pogings nou om af te skei, ondersteun ek glad nie. Ek is baie ten gunste daarvan dat ons moet begin saamtrek. Ons kan nie so afgesonderd leef nie, ons kan nie so wyd verspreid leef waar ons oral so klein minderheid is dat ons nie eens onsself kan verdedig teen misdaad nie. Ons mense word uitgemoor en ons is nie eers in staat om iets daaraan te doen nie. En dit is omdat ons geen maak het nie. Ons kan nie so voortgaan nie.